Welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag 1 Februarie 2026. Ons erediens is altyd waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld en hy lees vandag uit 2 Timoteus 3. En die tema van die preek, die Bybel 100% van God, 100% deur mense, daarom wees God se woord gehoorsaam. Goeiemôre broers en susters. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 84, daarvan verse 1 en 6, en daarna doen ons ook saam belydenis van ons geloof. Hoe lieflik is die wonings, Heer der leerskare. Hoe begeer my siel en hinker van verlange om na Gods woning op te gaan en in u tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees, o God, roep luid tot u wat leef verlangend uit. Psalm 84 vers 1 en 6, en daarna belydenis van ons geloof. Ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo,
of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 38, daarvan verse 1 en 17. Ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons nader tot U in gebed, want U is die enigste God. Buiten U is daar geen ander nie. En wat 'n voorreg is dit nie om so na U toe te kom. Ja, want U is die Almagtige. U het net gespreek en ding was daar. In U almag onderhou U ook nog steeds alles en stuur alles ook na daardie een oomblik waarop ons almal wag, wanneer U seun weer op die wolke gaan verskyn. Ja, U is die Almagtige en tog kan ons tot U nader. En ons dank U daarvoor. Dat U ons in U genade en U liefde aansien. En ook na ons gebede luister. En ons bid dat U vanoggend ook tot ons elkeen sal spreek deur U woord. Ja, U woord wat vas staan. Dat ons nooit daarin sal twyfel nie. Dat ons net in ons geloof gesterk sal word
Dat ons uit U woord sal weet hoe om U te dien. Wat U wil is vir ons. En gee ons dan ook die wysheid om daarvolgens te lewe. Ja, dat ons werklik ook hierdie week sal ingaan met dit wat ons vandag ook hier hoor. Wat ons waarlik ook 'n lig vir die wêreld sal wees. En as die geleentheid daar is, dat ons die evangelie, die blye nuus sal verkondig. Ja, dit sal versprei tot aan die uithoeke van die aarde. Want ons weet ook, o Here, as die getal van die uitverkorenes vol is, dat U seën op die wolke sal verskyn. Daarom gee dit dan so, dat ons werk sal doen, sodat daardie oomblik sal aanbreek. Vergewe ook genadiglik al ons sondes. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Terwyl ons sit, sing ons saam met Psalm 66, daarvan verse 1 en 7. Luister volgende na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in 2 Timoteus 3. 2 Timoteus 3 vanaf vers 10 tot 17. Miskien sal van julle onthou, so 'n paar jaar terug, toe ons ook dink toe die Bybel, die Afrikaanse Bybel 90 jaar oud was, het ons ook hierdie gedeelte gebruik. En toe is die fokus gelê op die manier van hoe die Bybel tot stand gekom het. Miskien sal julle onthou ook dat geslagsregister so in groepies van 7 of 14 genoem word. En dit was 'n manier gewees van oorvertelling wat die mense dit kon onthou. So daar was 'n sekere manier hoe die oorvertellings plaasgevind het. Maar verlede Sondag tydens Bybelstudie is daar die opmerking gemaak dat 'n mens al hoe meer hoor dat mense sê die Bybel is die woord oor God en nie die Bybel is nie die woord van God nie. Dis twee heeltemal verskillende dinge. As die Bybel die woord van God is, dan moet ons dit gehoorsaam. As die Bybel oor God is, dan is dit 'n menslike boek. En jy kan dan self besluit wat jy daarmee doen. Vandag gaan ons na daardie aspek van die Bybel is die woord van God. Ons gaan daarna kyk. Kom ons lees
vanaf vers 10. Maar jy het my nagevolg en leer, lewenswandel en lewensdoel en geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddeloose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy bly by wat jy geleer het, wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Net die laaste 2 verse weer. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Ons almal weet wat 'n testament is. 'n Testament is 'n dokument of 'n brief wat gelees moet word wanneer iemand tot sterwe kom. En hierdie brief bepaal wat alles moet gebeur nadat die persoon oorlede is. In ons samelewing handel 'n testament uitsluitlik oor wat met jou goed moet gebeur. Wie kry wat en wie kry hoeveel? Testament soos ons dit ken, is dus eintlik baie onpersoonlik. Maar in die Bybelse tyd was dit egter heel wat anders. Mense het in hulle testamente 'n nalatenskap gelos ten opsigte van lewenswysheid. Ouers het aan hulle kinders raad gegee en gelowiges het medegelowiges aangespoor en aangemoedig om getrou te bly aan God tot die einde toe. Ja, testamente in die Bybelse tyd was dus 'n baie persoonlike dokument. En so kry ons dan ook die woord van God opgedeel in 2 testamente. Testamente wat beide vir ons vertel hoe ons God moet dien en eer. En wat ons nodig het, wat ons moet glo vir ons saligheid. Maar wanneer ons die tweede brief van Paulus aan Timoteus lees, dan sien ons dat dit ook in die vorm van 'n testament geskryf is. Paulus skryf aan sy geestelike seun Timoteus, wat 'n jong predikant was, en gee hom raad. En Paulus skryf hierdie testament aan Timoteus, want hy weet dat sy dood baie naby is. Maar hoe het Paulus geweet dat sy dood naby is? Kom ons neem 'n vinnige voelvlug oor Paulus se lewe, en dit sal ons ook help om hierdie gedeelte te verstaan. Toe Paulus in Jerusalem was, het sekere Jode hom laat vang, omdat hy die evangelie verkondig het. Paulus, wat 'n Romeinse burger was, en daarom sekere regte geniet het, het hom toe op die keiser beroep om sy saak te verhoor. Sy versoek is toegestaan, en soldate het hom na Rome toegevat, en daar was hy onder huisarrest, terwyl hy vir sy verhoor gewag het. Dit alles word in die boek Handelinge vir ons vertel. Maar die boek Handelinge eindig dan waar Paulus onder huisarrest in Rome is. Die boek Handelinge vertel ons egter nie wat verder met Paulus in Rome gebeur het nie. In buite Bybelse bronne lees ons dat Paulus na 2 jaar van huisarrest vrygelaat is, en dat hy die evangelie tot sover as Spanje verkondig het. Maar daarna is hy weer gevang en terug na Rome toe geneem. In daardie tyd is die Christene in Rome vervolg, en het Paulus toe ook 'n marteldood gesterf. Maar hierdie tweede brief van Paulus aan Timoteus skryf Paulus toe hy vir die tweede keer in Rome
onder arrest was. Hy weet dat sy dood voor die deur is. Dit lees ons ook in 2 Timoteus 4 vers 6. En daarom skryf hy nou hierdie testament, hierdie brief aan Timoteus. 'n laaste afskeidsgroet waarin hy hom bemoedig. Maar nou broers en susters, deur die Heilige Gees is hierdie brief, hierdie testament van Paulus ook vir ons geskryf. En daarom sê dit ook geweldig baie vir ons vandag. Uit die deel waarna ons geluister het, herinner Paulus vir Timoteus en vir ons dat die Bybel die woord van God deur God self geïnspireer is. En die Griekse woord wat hier vir geïnspireer gebruik word, beteken letterlik ingeblaas, ingeasem. Amper dieselfde nadat God vir Adam geskep het, wat hy sy gees in sy neus geblaas het. Die lewendmakende gees. Dat die Bybel geïnspireer is of deur God ingeblaas of ingeasem is, beteken 2 dinge. In die eerste plek beteken dit dat die Bybel 'n 100% goddelike boek is. Die Bybel is deur die Heilige Gees geskryf. Die Heilige Gees is die groot outeur van die skrif. En daarom dat ons altyd in die eerste gebed van die erediens bid om die leiding van God se Gees. Want daarsonder sal ons nooit die bedoeling van die teks kan verstaan nie. As 'n mens tog iets lees en jy verstaan dit nie, gaan vra vir die persoon wat dit geskryf het om dit aan jou te verduidelik. Dat die Bybel geïnspireer is, beteken in die tweede plek dat dit egter ook 'n 100% menslike boek is. Ja, die Bybel het nie net so volledig sonder foute uit die hemel uit neergedaal nie. Nee, God het verskillende mense gebruik, elkeen met hulle eie persoonlikheid, hulle taal, hulle agtergrond, hulle talente, om die verskillende boeke van die Bybel te beskryf. Maar hierdie 100% God en 100% menslike karakter van die Bybel staan nie los van mekaar of in stryd met mekaar nie. Dit is iets wat gelyktydig gebeur het. En daarom kan 'n mens dit ook as 'n wonderwerk sien. God laat sy woord deur mense opteken. Deur mense kom God ons wêreld binne sodat ons hom kan ken en 'n verhouding met hom kan hê. Ons sê dus dat die skryf van God se woord organies plaasgevind het. Organies staan teenoor meganies. Meganies is dat jy maar net geskryf het en daarna gekyk het en gesien het, dis oulik wat ek neergeskryf het. Nee, organies. Dit beteken 100% van God af, maar 100% deur mense. Maar daarom het die Bybel ook 'n doel. Die doel van die Bybel is uiteindelik dat ons God en sy wil daardeur kan ken. En daarom gaan jy nie 'n netjiese wetenskaplike verklaring kry oor hoe presies dinge in mekaar steek nie. Daar is nie 'n oplossing vir kanker in die Bybel nie. Daar is ook nie allerhande versteekte kodes in die Bybel opgesluit nie. Nee, die doel, die skopus van die Bybel is om God te ken. Want deur die skrif maak God homself aan ons bekend. Hy openbaar homself. En daarom noem ons ook die geskiedenis van die Bybel openbaringsgeskiedenis. Dit is geskiedenis waardeur God homself aan ons openbaar vanaf Genesis tot Openbaring. Algaande meer en meer soos 'n blomknop wat besig is om oop te gaan. So leer ons byvoorbeeld in Genesis dat God 'n drie-enige God is wat die sonde straf, wat regverdig is. Maar hoe verder ons lees, leer ons hom ook ken as 'n genadige en liefdevolle God. Hy gee om vir sondaar mense soos ek en jy. Ja, God se regverdigheid kan gesien word aan die kruis van Golgotha.
Aan die kruis van Golgotha het Christus die volle straf van ons sonde gedra. En daarin sien ons ook God se genade. Want ons betaal nie self vir ons sonde nie. Christus doen dit in ons plek, sodat ons God se straf kan vryspring. Ja, op Golgotha trek God se regverdigheid en sy genade saam in Christus. Maar in vers 15 sê Paulus dat elkeen wat hierdie waarheid ken en daarin glo, gered sal word. Ja, die Bybel is die woord van God wat ons alles leer, wat ons nodig het vir ons saligheid. Maar tog is daar in hierdie wêreld baie mense wat nie die waarheid wil glo nie. Hulle glo net wat hulle pas. So is daar mense wat glad nie in God wil glo nie, sogenaamde ateïste. Maar hulle kelder eintlik hulle self. Want as God nie bestaan het nie, dan was dit mos ook nie nodig om sy bestaan te ontken nie. Sommige mense bevraagteken die gesag van die Bybel. Hulle aanvaar nie die goddelikheid van die skrif nie. En daarom hoef jy noodwendig nie te doen wat die skrif sê nie. Die Bybel is dus vir hulle net woorde oor God en nie van God nie. Ja, sommige interpreteer die Bybel verkeerd en gebruik dit dan tot hulle eie voordeel. Sommige mense wil graag Christene genoem word, maar jy kan dit glad nie in hulle lewe sien nie. Eintlik het hulle nie 'n saak met God en sy gebod nie. Ja, dit is in hierdie wêreld dat ons aan die Bybel, die woord van God en ons geloof moet bly vashou. Juis omdat hy deur die Gees geïnspireer is, gedrywe word, werk dit geloof in God se uitverkore kinders. 'n blote menslike geskrif kan nie geloof werk nie, want geloof word gewerk deur die Heilige Gees in ons harte. En hy gebruik daarvoor die woord van God. En laat ons hieraan vashou, broers en susters. Die Bybel is die woord van God. Dis gesagvol, omdat dit deur die Heilige Gees geskryf is. Wie aan die inspirasie en die gesag van die woord van God torring aan die fundament van die geloof. Hy vat die middel waardeur geloof gewerk en versterk word onder homself uit. Maar die Bybel het nog 'n verdere betekenis in ons lewe, en dit is om verkeerde reg te stel en om 'n regte lewenswyse by ons te kweek, lees ons in vers 16. Ja, toe God die mens gemaak het die mens presies geweet wat reg en verkeerd is. Maar die sondeval het hierdie bewussyn van die mens vernietig. Daarom wil God ons deur sy woord weer leer wat reg en verkeerd is. Ja, alle mense het tog 'n sin van wat reg en verkeerd is. Gaan kyk maar na elke land se konstitusie. Ons praat daarvan van die semen religionis of religionum, die saad van geloof. 'n Saadjie van die geloof, van wat reg en verkeerd is, wat oorgebly het na die sondeval. Ja, mense kan dalk weet 'n sin hê van wat reg en verkeerd is, al het hulle nie die Bybel nie. Maar God keer dat hierdie wêreld nie heeltemal in sonde sal val nie. Daarom gee hy vir ons presies wat reg en verkeerd is in sy woord. Aan die een kant leer die Bybel ons dus wat verkeerd is, maar aan die ander kant leer dit ons wat ons as Christene, gelowiges, positief in die lewe moet doen. Dit help nie om net weg te bly van die verkeerde nie. Nee, jy moet ook positief doen wat God van jou vra. Positief vra God dat ons 'n verskil moet maak in hierdie wêreld. Ons moet 'n verskil maak in mekaar se lewens, maar ook in die lewe van ander mense. En ons maak 'n verskil deur betrokke te wees in die gemeente, deur betrokke te wees in jou gemeenskap, en deur die evangelie met woord en daad dit uit te dra, daar waar ons leef en werk.
Broers en susters, toets daarom alles wat jy doen aan die woord van God. Die woord by die maatstaf van reg en verkeerd. Nie die regering van die dag nie. Nie jou gevoel nie, maar die woord alleen. Die woord is dit wat ons volkome voorberei, toerus vir elke goeie werk. Vir Timoteus sê Paulus dat hy moet aanhou om besig te bly met God se woord. Hy moet aanhou om homself daarin te verdiep. En dieselfde beginsel gee die Here vir ons ook vandag as gelowiges. Ons moet in alle omstandighede aanhou met ons roeping as gelowiges in hierdie wêreld. En die wonderlike nuus is, ons het die Bybel om ons daarvoor toe te rus. Broers en susters, die Bybel is die woord van God. Deur die Heilige Gees self geïnspireer, ingeasem. En daarom moet ek voor die skrif buig en myself nie verhard as ek deur die skrif aangespreek word nie. Mag ons almal die leiding van die Gees ervaar om werklik voor God se woord nederig te wees. Mag ons die waarheid aanvaar, verkeerdhede regstel en 'n regte lewenswyse kweek, voorbereid en toegerus deur die woord van God vir elke goeie werk. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, weer eens dank ons U vir U woord. Ja, U woord wat U vir ons gegee het, in mensetaal, in verstaanbare Afrikaans. Ja, Here, ons is bevoorreg. Maar ons is sondige mense. En al het ons U woord, wil ons dit tog so graag bevraagteken. Wil ons dit tog so graag aanpas om by ons lewensdenke en ons lewenstyl te pas. Here, ons vra dat U vir ons die wysheid sal gee. En ons kan dit maar net bekom as U vir ons leiding gee en in ons werk deur U Gees. Sodat ons waarlik U woord sal verstaan. Dat ons lewens daarvolgens sal inrig. Dat ons daarvolgens sal lewe. Maar dat ons ook U woord, U opdragte sal uitleef. Dat ons gehoorsame doeners sal wees in U koninkryk. Ons kan dit nie alleen doen nie. En daarom dra ons ook ons gemeente gesamentlik, maar ook elke lidmaat afsonderlik aan U op. Ja, Here, U het ons elkeen met 'n doel geplaas waar ons is, daar waar ons werk, in ons families, by die skole, oral, met 'n doel. Dit is om U te verheerlik, en die evangelie uit te dra. Help ons daarin. Here, gaan hierdie week saam met ons. Geef vir ons krag en energie om die werk wat U ons geroep het, ook uit te voer. Ons bid dit in die naam van U Seun, ons Verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Na die afdra van die liefdegawe, sing ons saam met Psalm 119, verse 7 en 39. Amen.
Beleef je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters. Die volgende afkondigings. Verjaarsdag hierdie week, vandag Sander Sonnepoel, tweede Maria Squires, derde Debbie Korf, vierde Hendrey Bam en die 6ste is Nantay de Toey. En al hierdie lidmate, baie geluk met die verjaarsdag, mag die Here u ryklik seën. Dan teen koffie na die diens, almal hartlik welkom, Bybelstudie daarna, so vanaf 10:00 se kant. En dan baie dankie vir almal wat al julle name opgeskryf het by die diensgroepe. U moet asseblief nog, as jy nog nie 'n naam daar iewers opgeskryf het nie, skryf dit asseblief op. Ek sien die projekte in Koinonia het nog nie een naam gekry nie. So die mense dink dalk dat hulle daar moet hard werk. Ons sal dit ook in groepe opdeel. Daar is so 4-5 projekte wat ons hierdie jaar gaan doen en aanpak. Ek gaan dit maar in lysies sit, dan kan u daar waar u wil betrokke raak, die naam daar opskryf. Die eerste natuurlik wat nou gaan plaasvind is ons musiekmalligheid aand en dit word beplan vir DV die 27ste Maart. Ek weet verlede jaar wou ons dit reël en toe het ons op die oomblik afgestel. Ek het daar dieselfde lyse ook daar agter op die tafel gesit. So ons neem aan dat die gasvrouens wat daardie tyd sou aanbied, nog steeds dit sal aanbied. So daar sal 'n paar name op, maar die res van julle, asseblief as jy 'n gasvrou is, jy hoef niks kos of iets te maak nie. Elkeen gaan sy eie piknikbandjie bring. Dis maar net om die tafel te dek. So asseblief, ons vra vir dames of here om vir ons as gasvrouens of here op te tree vir daardie aand. 27ste Maart, dis die dag wat die skole sluit, so niemand werk daarna mee nie, so ons kan lekker kuier daardie aand. 27 Maart. Baie dankie. Dan het ons ekskuus tog. Daar is vanaf verlede kwartaal lidmate wat ook vertrek het. Ons het dit nog nie afgekondig nie. Dit is Dion en Corrie Kokemoer met dooplidmate Christof van die kerk en Dionay Kokemoer wat gemeenskap in die Gereformeerde Kerk opsê. En dan vertrek na Gereformeerde Kerk Boksburg is Gerrie en Ria en Kelvin Geldenhuys met dooplidmate Candice en Quintus. Dan vertrek na Gereformeerde Kerk Benoni, Etwan en Esther Hetty, soos ons al ken, van Ernest en ook Johan Anet Nel met dooplidmate Johan Hendrik en Roan. Baie lekker week vir elkeen.